Wat ons dan nodig het in daai situasie, is vrymoedigheid om voor te gaan, al is dit nie noodwendig 'n ideale of 'n veilige situasie. Nou goed, hier word verwys na die tekens en wonders. Ek gaan baie kort net dit so toepas. Hierdie tekens en wonders sê vir ons, dat hulle bid, dat die Here self moet sorg, dat die hoorders van die woordverkondiging dit as eg en luisterwaardig beskou. Is julle met my? Kom ek herhaal dit. Al die tekens en wonders sê vir ons, hulle bid dat die Here self moet sorg, dat hierdie ouens wat hierdie woord hoor, dit as eg en luisterwaardig beskou. Eintlik is dit 'n gebed dat God die hoorders sal oortuig van 'n ander werklikheid, 'n werklikheid waarvan God deel is. En dis ons eintlik wat ons op moet bid. Vyfde en die laaste saak. God antwoord gebede deur sy kinders toe te rus. Opvallend, neem jy van die vreemde Bybelse gebeurtenisse, ek sê nou vreemd tussen aanhalingstekens in vers 31, nadat hulle gebid het, en die plek waar hulle by mekaar was, geskit. Beteken nie, ons moet strewe na gebouwe wat skit is ons bid nie, want dit kan nou nogal skade, dit is net hierdie ding aangebouw, en is hy weer gone, of wat ook al, jy weet so, dis nie waaroor het gaan nie. Binne die konteks van die hele Nuwe Testament, wat hier gebeur is, dat die Here herinner op die manier vir daai groepie mense, sowel as vir ons, aan Pinkster gebeur, toe die gebou geskit het. So die Here herinner ons almal aan 'n heilshistoriese feit, naamlik dat die Heilige Gees uitgestort is. As ons dus vorentoe kyk en sê, Here, wat nou, hoef ons nie rond te skaal om te sê, nou moet ons bid, dat die Gees moet kom, sodat ons hierdie taak wat voor ons lê kan doen nie. Die Here herinner ons, dit het reeds gebeur. Nou kom die vervulling van die Gees ter sprake. En ek wil hê, jy moet die onderskeid tref tussen om die Gees te ontvang, sowel as vervulling met die Gees. Ek sê dit baie kort, terwille van die hele konteks in die vervulling van die Gees, onder andere, mens kan baie met terme speel, maar kom daarop neer, dat ek my oopstel vir die Gees wat reeds in my woon, en sorg het dat ek die Here Jesus as Here bely. En hierdie gebed pas eintlik in daai konteks in. Hier is 'n klompie mense wat sê, Here, help ons om met vrymoedigheid aan te gaan met die woord. Wat is dit anders as om te sê, Here, ons stel ons beskikbaar vir U? En dan kom herinner die Here hulle, en sê, julle het reeds die gawe van die Gees. En hoe verwoord die Here hulle gebed? Hulle begin belewe dat die gawe wat hulle reeds het, soort van in werking tree. Omdat hulle beskikbaar was, kon God hulle gebruik en het hulle begin om te getuig. En vriende, dis waarin ons gebed oplei. As ons dan in die drif is, ons is in die loopgrawe, ons draai vas, want ouens wil teen ons draai, omdat ons Christenskap uitleef, en bid ons, Here, maak ons sterk vir die situasie. Wat beteken dit eintlik? Dat ons eenvoudig weer met ons gawes gaan inval en om te begin uitlewe en om die Here te begin dien. Ek vat saam, ek is klaar. Ons het begin met 3 voorbeelde, sal julle onthou. In die algemeen, waar jy as getuie probeer om uit te leef en jy kry neerstand. Ons het gekyk na die jongtjie in die moslimland en ons het gekyk na die brief in die Koran wat sê, ons leef in 'n samelewing met waardes waarmee ek amper nie meer kan sien. En toe het ons mekaar gesê, ek dink die Here wil dit graag op ons harte druk. Kom ons noem dit maar 'n 5-punt plan. Eintlik irriteer die tipe goed by 'n bietjie, maar kom ons sê nou maar 'n 5-punt plan waarmee ek vasdraai situasies in loopgrawe kan benader. Die eerste ene is, of was gewees, kom by mekaar. Deel die goed wat jy beleef met jou medebroers en susters en dan bid ons saam. Die tweede saak het gegaan oor, bly besig met die woord asseblief. Want ons het gesê, as die woord wegraak, dan raak God se stem ook uit my lewe stil, en dan is ek my eie stem wat voorbly. Derdens, maak seker dat jou prentjie oor God klop met die prentjie
van die Bybel, daar's baie prentjies oor God. Maar vir ons is dit belangrik dat ons prentjie moet klop met die Bybelse prentjie. Vierdens, wil ek so 'n bietjie anders sê, dit gaan oor die getuienis, die vrymoedigheid om die woord te dra. Ek wil dit so vir 'n oomblik net anders sê, bid dat jou hantering van die woord mense nie meer deur mekaar sal maak, maar sal bemoedig en versterk. En dan laastens, aanvaar glo dat God deur sy Gees vir jou toerus vir die uitdaging. En daarom stel jouself ook vir die Here se leiding. Bly nie beskikbaar vir hom in elke situasie. Kyk vir geleenthede. Ons hoef nie snaakse goed aan te doen, aan te vang nie. En dan laastens, vriende, in die hele op pad wees saam met die Here, dat ons die troos, God sal self sorg vir ons teenstanders. Ek wil bid, die gebed is afgedruk, het ek gesien op julle afkondigings, met so'n kort notaatjie waar het vandaan kom. Nou nie dat ek so sterk op Engels is nie, maar baie keer sien mense toch iets wat jou 'n bietjie aangryp. Dis 'n gebed wat deur Laila Verrak gebid is en eintlik geskryf en gebid is na aanleiding van die trauma en die lyding van die Egiptiese Christene na 'n bomaanval op Juliasaand in die Koptiese kerk in Alexandria in Egipte. Die aand is daar 22 mans, vrouens en kinders dood. En ek het in die aanvoeling gekry dat ek graag hierdie gebed, ek het ons 'n bietjie verkort dat hy 'n bietjie lank. Want ek bid, so kom ons bid hierdie Engelse gebed van hierdie mense wat in 'n bitter moeilike situasie was saam. Dear God, to avenge ourselves would mark defeat, and to remain silent is no answer. My God, guide me and tell me what to do. What would be right? Silence is not necessarily strength. It could even mark an idle feebleness. Do we kill in revenge? That's no answer. You have always said, forgive, tolerate, love and give. Yet, we still need an answer for what to do. I wish to shout at the top of my voice. I have been hurt, and my hurt is deep, and I positively reject all oppression. I won't be vicious. I will be forgiving and follow in your footsteps, my forgiving Lord. You understand us and know our hearts. You know our anger will not last long. You will calm me down so that I will decently, strongly demand my rights. Lord, have mercy. Lord, give comfort. Lord, give guidance and heal souls and minds. We pray that in the name of Jesus Christ. Amen. Vrienden, kom ons dien die Here met ons offergawes en dan